Hallo julle. Hallo daar. Baie keer tel 'n mens in gesprekke lyne op wat jy weet 'n mens moet daarna toe teruggaan omdat dit eintlik 'n hele raamwerk verteenwoordig. En iets wat ek nou onlangs ook weer in 'n paar gesprekke gehoor het, is die hele kwessie om uit te vind of om te probeer leef volgens God se doel vir 'n mens se lewe. Daardie hele kwessie van God se doel. In die eerste plek, hoe weet 'n mens wat is God se doel vir 'n mens se lewe? Maar eintlik wat deurgaans deurkom is dat ernstig, en nou verduidelik ek dit nou sommer baie breed weg en baie prakties. Ernstig in 'n kluis het God die doel van jou lewe. En jou taak is om of te raai, of uit te vind, of te probeer vasstel. Wat is daardie doel van God vir jou lewe? En hoe vroeër jy dit vasstel, hoe beter is jou kans om die doel te bereik. Dis reg. So iets. En daar is 'n disconnect. God het die doel en ek moet dit probeer vind. Dis daar aan God se kant en ek moet my lewe probeer regkry en so aan sodat ek op een of ander manier op die doel kan intap. En ek kan hierdie doel kan leef. Ek moet dit amper ontsyfer en dan moet ek begin om hierdie ding te leef. En tot 'n groot mate as jy dit nie vind nie Ja, en jy met ander woorde deur jou lewe gaan en nie noodwendig een of ander hoë roeping dis reg. volbring het volgens jou nie, Ja, dan het jy eintlik 'n sinnelose lewe gehad of dan is jou lewe nie so sinvol soos iemand. Dis nou hoe ons dink daaroor. dis reg. Wat met 'n baie spesifieke doelwit hulle God se doel in hulle lewe mee besig was nie. Dis reg. Ja. Dis reg. En dit kom weer terug na iets wat ons dikwels aanraak. Ek weet nie of ons dit so baie keer in die opname sê nie, maar is die dinamiese aard van die verhouding met God en hoe hierdie dinge gestalte gee. Dis nie staties, dis daar, dit kom in ons lewe, word dit neergesit nie. Dis 'n baie meer 'n dinamiese proses. Ja, en ek dink en daar sekerlik baie standpunte daaroor, maar in terme van dat God sekere dinge vir ons beplan en dat dit maak nou nie saak wat ons nou daaroor dink of voel nie, dit is hoe dit gaan uitspeel. Dis reg. Baie mense dink of voel dat dit is hoe dit is. En ek dink vir ons persoonlik is dit meer daai van dat God dat ons lewens eintlik oopvou en dat God die hele tyd daarbey betrokke is en saam met ons sien waarheen dit oopvou. Dis reg. Dit is een besluit na 'n ander besluit wat in sekere rigtings lei en verseker is daar rigtingwysers, is daar goed wat in jou storie gebeur wat ons kan van vertel, Ja, wat vir jou 'n rigting aandui, wat vir jou voel soos die rigting waarin jy moet gaan. ja, Dit voel soos asof jy begelei word, asof God saam met jou in die ding is. ja. Maar ek dink in terme van die doel vir jou lewe, en ek dink party persoonlikheidstipes baie sterker as ander, het hierdie gevoel van kleins af dat hulle 'n hoë roeping het. Dat hulle by iets groots moet uitkom. En daai gejaag of daai gesoek en die frustrasie en die verwagtinge van hulle self om dit reg te kry, is dikwels
dink ek hartseer, want ek dink daar gaan baie lewe by jou verby Ja. in die proses. Ja. En baie keer is daardie doel wat ons voor oë stel of wat ons dink wat van ons verwag word, is dikwels ook kultuurgebonde of is 'n tydsgewrig gebonde. En dit het baie keer, ek weet as mense, en ek dink jy kan jou storie as 'n voorbeeld gebruik, dat 'n mens as 'n jong kind selfs Ja, met sekere kennis tot jou beskikking, wat nie baie is nie, en sekere invloede, blootstelle dat jy voel, dat jy 'n roeping voel. Ja, En daarmee sê ons nie dat mens nie geroep word vir goed nie. ja, Ek meen, maar ek dink in terme van jou lewe byvoorbeeld. As jy daaroor sou praat en van jongs af, het jy gevoel dat jy predikant wil word. dis reg. Ja, van baie jongs af. So dit was nie eers 'n kwessie nie, dis wat jy gevoel het. Jy kan sê jy het 'n roeping daarvoor gehad. Dis reg. Ek het nie eers nodig gehad om na 'n beroepsielkundige of Ja, jy het nie onsekerheid daaroor. ek het geen onsekerheid daaroor gehad nie. Van 'n baie jong ouderdom het ek dit geweet en dit was 'n baie sterk roeping en 'n doelwit wat die Here vir my het. En so na skool het ek gaan studeer, maar snaaks genoeg die vakke en alles was baie interessant. Dit was lekker om die blootstelling aan die universiteit te hê, aan die ander studente, alles daarmee saam. Maar terselfdertyd 'n baie vaag gevoel van iets is uit plek uit. Ja. Dis nie heeltemal waar jy moet wees nie. Ja, iets is regtig van balans af. En wat 'n mens met 'n groot onsekerheid laat, want jy twyfel nie aan die roeping nie. Maar hoekom, jy voel omtrent soos Jona. Hoekom is dit so dat daar hierdie ongemak in jou is? Soos wat ek dit dikwels verduidelik, dit is behoorlik soos 'n baie groot legkaart en 'n stukkie is weg. En dan 'n soektog daarna. Ja, wel ek weet nie eers ek kan nie eers sê dit was 'n soektog nie. Dit was doodgewoon 'n lewe wat ek geleef het en by tye 'n kwaad wees vir jouself omdat jy sê man, ruk jouself net reg. Jy weet jy het die regte ding gedoen. En Moses was ook ongelukkig met sy. Hy was ongelukkig, Jeremia was ongelukkig. Ja. So Profete is dikwels teen protes ingeroep. Ja. Dit was so kry nou net jouself oor hierdie ding en hoe dan iets oopvou deur boeke wat 'n mens lees en waar jy agterkom dat die roeping is daar, maar die plek, dit lyk anderster as wat die konteks was. My prentjie was 'n gemeentepredikant binne die NG Kerk. Ja. Dis wat ek geken het. Dis al wat jy geken. Dis hoekom ons sê dit is baie keer konteks en tyd gebonde. Ja. Maar soos wat ek aangegaan het en nadat ek 'n ruk in die bediening gewees het, lees verder, kom op die kontemplatiewe af en 'n belangrike ding. En ek dink dis baie belangrik om dit hier te sê. 'n Groot deel van my roeping was handewerk. Ja, en wat nie aan die begin, Nee, toe jy gevoel het jy het 'n roeping om 'n predikant te word, aangemeld het. nêrens ter op die radar nie. So en tog is dit inherënt baie diep onderliggend deel van wat God in jou geplaas het. Presies. So daar's 'n baie diep mens kan sê dis die Heilige Gees, maar saam met jou gees, diep binne in jou, is daar 'n sekere gevoel van ek is besig waarmee ek moet besig wees of ek is nie. Ja,
Dis baie mooi gestel. En ek hou van daai beeld wat jy gebruik, want ek dink God se gees getuig saam met ons gees. Ja, en jy weet, Ons is daar- nie uit die prentjie dis uit nie nie. asof jy heeltemal van koers af is nie, maar iets is nie reg nie. Dis reg. As jy hiermee aanhou, jy het in die Kaap begin, maar jy gaan in Marokko opeindig. Dis byna Jy's nie op pad Egipte Ja, dis byna soos om op 'n radiostasie in te skakel, maar jy hoor nie die mense duidelik nie. Nou draai jy totdat jy dit kry. En dit lyk partykeer en dit is baie tekstuur hoe kan ek dit stel? Die Engelse praat van iets textured. Ja, dis Dis subtle, nie dis baie baie subtiel. effentjies die verskil, dis subtiel, ja. Baie. Wat net vir jou sê hoe fyn en delikaat God daarop ingestel is. En dis nie iets wat God op 'n mens afforceer nie, maar waar hy jou amper lei om dit te ontdek. Ja, en waar jy nie daar nie van jou verwag word om 'n spesifieke eindpunt te bereik nie. Dis reg. Dis in verhouding. Dis eintlik net verhouding. En ek dink, kyk, ons het nie nasemig genoeg tyd in hierdie sessie nie, mens moet wel mee aangaan, want dan teenoor jou het ek nie so roeping gehad. Nee. Is dit heeltemal iets anders? Nee. En miskien kan ons dan volgende keer daarna kyk. En hoe ek jou op koers gebring het en so aan. En vir jou gesê, dit is wat jy moet doen. Jy moet kom en in 'n retreat kom werk. Ja, met die klem op die werk. Ja. Dit Ja. het altyd met werk te doen, né, die roeping. Ons het net verlede keer gesê. Ons is besig om onsself te weerspreek hier. Ja. Maar bly saam met ons. Volgende week praat ons verder hieroor. Goed. Dankie Mooi bly julle. almal. Mooi bly en bly warm. Tata.